Hi julle, ek hoop het gaan goed aan daai kant. Ons is weer terug, of ek is weer terug op my pos in terme van 'n videoetjie wat ek wil maak in verband met voorbereiding. Mense, ek het voorstel vir julle wat ek wil hê julle moet dalk in ag neem. Julle hoef dit nie noodwendig volgens die boek te doen nie. Maar ek dink as jy dit doen, jy weet, probeer dit maar so naby as moontlik aan tekens hou wat jy van weet. En die ding waarvan ek wil praat vandag is spesifiek as jy moet stil beweeg. Die tekens wat jy moet gebruik om te kan beweeg, om te stop, om plat te lê, om reg te staan, vinnig te beweeg, al hierdie tipe goed. Hoeveel mense is daar? Jy weet wanneer jy kyk en al daai tipe goed. So as jy nou verstaan waarvan ek praat basies nou maar van jou as jy moet beweeg in die veld of hoe ook al. En seker maak dat jy wel weet wat is die tekens. So my voorstel is tweeledig. Ek sal regtig voorstel veral jy is 'n familie, laat julle 'n bietjie navorsing gaan doen. Dit is redelik wyd beskikbaar en dit is amper 'n universele taal, sodat dit maak nie saak watter een jy nou regtig besluit om te gebruik nie, maar dit is nogal redelik universeel. Jy weet, hoe stop mens, wat doen jy ensovoorts. Maar die idee wat ek voorstel wat julle moet doen, veral die wat in families is, jy weet, jou grootste risiko wat jy dra as jy moet uitgaan, argumentsonthaalwe met jou grypsak, en jy het jonger kindertjies saam met jou, laat hulle presies weet dan wat se handtekens is wat. Jy mag dalk in 'n scenario sit waar jy baie stil moet wees, en as hulle nie die konsep verstaan nie, dan is dit, jy weet, dit kan katastrofies wees. So, my voorstel is, begin met dit speel. Jy weet, ma of pa wat by die huis is, begin daai tekens gebruik, besluit een aand, of elke keer as jy kos maak, of in die kombuis is, of wat ook al, gaan en gebruik daai tekens. Jy weet, as jy jou hand optel en jy wys 'n vuis in die lug, dan beteken jy stop doodstil waar jy is. Jy weet, as jy nou wys nee, twee arms of jou regterarm op en af 2 keer, is double time, wat beteken jy moet gou maak. Jy weet, daai tipe konsep. Ek dink begin speel, want dit kan eintlik nogal 'n lekker speletjie ook word, veral as mense nie seker is, en jy hulle half leer wat is die tekens. Ek dink is belangrik om dit ook in te oefen. Jy weet, jy mag in 'n scenario wees waar jy dalk, soos wat ek sê, wat jy moet uitbeweeg en jy moet doodse stilte gee, en dan moet mense kan weet wat agter jou aan is, of hoe ook al, wat is al hierdie handtekens, want jy gaan nie vir iemand kan fluister of wat ook al nie, want dis maar gewoonlik hoe jy jou goed weggee. Nou dit is die meeste ouens wat nou weermagopleiding gehad en daai tipe goeder sal nou dit nou al reeds weet. Maar onthou, jy sit baie keer met 'n familie wat nie 'n klou het waarvan jy even praat nie. En dan die ander ding wat ek sal voorstel is, as jy dit gebruik, probeer dit maar so naby as moontlik hou aan iets wat universeel is. Maar onthou nou mense, hier is wat dit lekker maak. Jy kan 'n paar ander goedjies bysit, wat dit ook lekker maak, interaktief maak, en dan ook seker maak dat jy hierdie handtekens kan gebruik, byvoorbeeld in 'n noodsituasie. Maar soos ek sê, julle kan 'n paar ander goedjies bysit wat julle dalk privaat uitwerk as 'n familie of hoe ook al. Maar ek dink is tog belangrik dat julle wel, jy weet, jouself net, die manne en vroue wat daarvan weet, skerp jouself weer op. Ek dink nie jy vergeet dit noodwendig nie. Maar ek dink is tog maar iets wat jy jouself mee kan opskerp. En dan, soos ek sê, vir die wat nie idee het nie, doen die oefening, begin speel dit met dit. Dit kan eintlik 'n baie lekker speletjie maak. Jy weet, in vandag se tyd is almal baie om te sê. Ek dink as kinders moet stil wees vir 15 minute aan een, gaan hulle dalk van hulle koppe afraak, maar as jy hulle nou 'n bietjie stimuleer en vir hulle 'n speletjie gee en hulle verduidelik hoe moet hulle dit doen, kan dit eintlik 'n lekker speletjie ook raak op die einde van die dag. En dan gaan jy deur die tekens en doen 'n aktiwiteit.
moet nou nie in die TV-kamer sit en dit wil doen nie. Gaan maak kos of jy weet, gaan buite in die tuin en pluk vrugte of wat ook al, dit hang nou maar af van jou scenario. En werk dan net wat jy sê, niemand mag 'n woord sê nie. Jy weet, ons kommunikeer slegs deur handtekens, wat ons dan nou gebruik om seker te maak dat almal verstaan die handteken en weet wat om te doen. Dis maar net 'n ietsie wat so half op my hart gedruk is, wat ek gedink het ek wil oordra aan julle. En mense, soos ek sê, maak 'n speletjie daarvan. Ek dink is iets wat lekker sal wees vir families ook om dit saam te geniet. En vir die wat die goedjies ken en so, soos ek sê, hou dit maar so standaard soos wat jy kan, want dit sal jy ook as jy later dalk groepeer van dit wees as jy moet uitgaan om iets te gaan doen en jy hoef nie opgelei te word oor wat is die handtekens ensovoorts in terme van dit nie. OK mense, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ons praat weer. Goed gaan.